Abraham word geroep. Genesis 11 vers 30 tot 13 vers 4. Hierdie is 'n pad in die nag. Dit is scary. Sal jy stop? Of sal jy uitklim? Of sal jy dalk iewers as jy hier alleen in die aand is, alleen gaan stap? Ek glo nie enige iemand is dapper genoeg nie. Selfs ek sal te bang wees. Ons sal te bang wees vir dinge wat dalk wegkruip. Ons sal te bang wees vir dit wat dalk met ons kan gebeur en niemand ons kan sien nie, of niemand ons kan help nie, of niemand weet wat met ons gebeur nie. Daarom sal ons nie sommer net hier uitklim nie. Ons kan ook bang wees vir wat dalk in die ver af in die pad kan gebeur met ons. En dat niemand ons sal kan help nie, of wil help nie, want ons sal nie weet wie ons dalk kan raakloop nie, want ons sal hulle nie kan sien nie. Daarom hou ons van veiligheid. Ons hou daarvan om by 'n veilige plek te wees en nie weg te gaan daarvan af nie. Ons sal eerder veilig in die huis wil sit, of dan nou net veilig in die kar wil bly, sodat ons kan hulp kry, of sodat dit wat ons beskerm, ons kan bly beskerm. Maar tog, hoor ons dat God ons partykeer roep na plekke toe wat nie vir ons lekker is nie, wat vir ons moeilik is. En daarna kyk ons vandag. Vandag leer ons van Abraham, hoe God hom weggeroep het, na 'n plek toe waar hy nie geweet het waar hy sal uitkom nie, na 'n plek toe waar hy dalk onseker kon wees van alles wat voor in die pad is, na 'n plek toe waar mense hom nie ken nie, of mense hom dalk nie eens wou help nie, en dan sien ons die moeilike dinge wat hy op hierdie pad moes beleef het, en deurgegaan het. En dan leer ons hoe God baie keer met ons werk. Voor ons begin, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie dat ons kan weet, U het ons in die hand, U het die wêreld in die hand, en dat U ons vandag roep om na U te luister, en help ons om vandag te mooi te luister, soet te wees, en te hoor wat U vir ons leer in vandag se les. En help ons om op U te fokus, altyd U voor oë te hou, en gee vir ons wat ons nodig het. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vandag se gedeelte kom weer vir ons vanuit die wetgedeelte van die Bybel, die eerste 5 boeke van die Bybel. Vandag is in Genesis. Genesis beteken begin, en daaruit leer ons vandag hoe Abraham geroep is deur God. Kom ons sê die boeke saam. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Kom ons lees nou saam, Abraham word geroep uit Genesis 11 vers 30 tot 13 vers 4. Voordat ons begin, kyk ons net eers waar in die wêreld het hierdie gebeur, dat ons 'n bietjie idee kry van waar in die wêreld die Bybel afspeel. Nou, ons leer van sekere plekke soos Ur, Haran en Kanaan. En net om presies te sien waar in die wêreld dit is, kyk ons na die wêreldkaart. Hierso kan julle die wêreld sien, en julle kan tog hierso sien Afrika, Suid-Afrika daar aan die onderkant, die hele wêreld. Ja, as ons stadig in beweeg, daar waar ons hierdie gebeurtenisse sien, dan gaan ons so daar waar die rooi pyltjie is, daarso is waar ons begin met Ur. Hier kan ons nou die plekke sien waar Abraham van geroep is, dis waar dit vandag is. Eerlik het dit nie so gelyk in die Bybelse tyd nie. Dan kan ons nou sien, en ons kry so 'n bietjie idee van waar ons hierdie stories vind.
Sarai was onvrugbaar. Sy het nie kinders gehad nie. Tera het sy seun Abraham geneem en ook sy seun Lot, seun van Haran, en sy skoondogter Sarai, die vrou van sy seun Abraham. En saam het hulle uit Ur van die Galdeërs weggetrek om na Kanaan toe te gaan, maar hulle het net tot by Haran getrek en in die stad gaan woon. Tera was 205 jaar oud toe hy in Haran gesterf het. Die Here het vir Abraham gesê: trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou, Sarai, en sy broerskind Lot, en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het, en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat, en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem, se aanbiddingsplek, by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het, met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en algaande na die suidland toe versit. Daar was hongersnood in die land, 'n baie swaar hongersnood. En Abraham het na Egipte toe getrek om daar 'n heenkome te vind. Toe hy op die punt staan om Egipte binne te gaan, sê hy vir sy vrou Sarai: ek weet, jy is 'n mooi vrou. Wanneer die Egiptenaars jou sien, sal hulle sê, dis sy vrou, en hulle sal my doodmaak. Maar vir jou sal hulle laat bly lewe. Sê tog maar, jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan oor jou, en my lewe deur jou toedoen gespaar word. Toe Abraham in Egipte aankom, het die Egiptenaars gesien hoe mooi sy vrou is. En toe die Farao se amptenare haar sien, het hulle haar by hom aanbeveel, en sy is na die Farao se paleis toe gevat. Hulle het aan Abraham goed gedoen oor haar, en vir hom kleinvee en beeste gegee, ook donkies, slawe en slavinne, donkiemerries en kamele. Maar die Here het die Farao en sy huis met swaar plaag getref oor Sarai, die vrou van Abraham. Toe roep die Farao vir Abraham en vra vir hom: wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie gesê, sy is jou vrou nie? Waarom het jy gesê, sy is jou suster, sodat ek haar as my vrou gevat het? Hier is jou vrou dan, vat haar en maak dat jy wegkom.
Toe het die farao aan sy amptenare bevele oor Abraham uitgereik en hulle het hom en sy vrou met al sy besittings uit die land uitgestuur. Abraham het uit Egipte na die suidland toe getrek, hy en sy vrou met al sy besittings en Lot saam met hom. Abraham was baie ryk aan vee en silwer en goud. Hy het van plek tot plek uit die suidland getrek na Bet-El, na die plek waar sy tente aan die begin gestaan het, tussen Bet-El en Ai. Die plek waar hy vroeër 'n altaar gebou het, daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. Ons memoriseer vers is Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Kom ons sê dit weer saam. Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Ons dink gou weer aan alles wat ons geleer het. Ons het gesien hoe Abraham die Here moes vertrou het, toe hy weg moes getrek het van alles wat van hom bekend was, als die plekke en die mense wat hy geken het, toe die Here hom roep, het hy die Here vertrou dat die Here hom sal help en hy het gegaan. Ons het ook gesien dat die Here vir hom, omdat hy gehoorsaam was, hom geseën het en vir hom gesê het, hy sal vir hom 'n groot en belangrike man maak en vir hom 'n groot nageslag gee. Ons het gesien hoe dinge nie altyd maklik was nie. Hy het weggetrek, hy het die Here vertrou en toe kom daar 'n hongersnood, 'n verskriklike moeilike tyd. Ons het gesien toe hy nou so bekommerd raak oor die hongersnood, het hy weggetrek en toe begin hy nog meer te twyfel deur nie te vertrou dat die Here hom sou beskerm nie en hy vra vir sy vrou om te jok oor wie sy is. Regte gevolge gehad vir hom, maar nog steeds het die Here vir Abraham gehelp en die Here het dit weer anders laat uitwerk. Selfs na sy foute wat hy gemaak het, is Abraham met baie goeders weg uit Egipte uit. Alhoewel dit moes sleg gewees het die Here hom nog steeds baie ryklik geseën. Moet altyd onthou, die Here roep ons weg van 'n verkeerde lewe. Hy wil hê ons moet heilig lewe. Baie keer moet ons dalk weggaan van 'n groep vriende wat dalk die verkeerde goeders doen. Baie keer is daar dalk iets in my lewe wat ek self verkeerd doen. Dan wil die Here hê ons moet wegdraai daarvan. Hy roep ons weg van so 'n lewe af. Ek bang daarvoor, want ek is bang die mense gaan vir my lag, of ek is bang hulle gaan dalk snaaks dink van my, of ek is bang vir verskriklike goed. Dan is dit belangrik om te onthou dat ek die Here kan vertrou. Soos ons in Abraham se lewe ook gesien het, het op slegte goed gebeur en dit het hom gemaak twyfel. Dan roep die Here ons weer en hy herinner ons dat ons nog steeds op hom moet vertrou. En baie keer voel ons die toekoms is dalk vir ons donker. Ons weet dalk nie of die Here vir ons in die toekoms gaan voorsien nie. En sodra iets slegs gebeur, dan twyfel ons daaraan. Vandag herinner die Here ons dat ons moet wegdraai van alles wat verkeerd is en hom vertrou dat hy ons altyd sal help. En wat ons altyd moet onthou, ons doen nog verkeerde goed. Ons twyfel nog baie keer, en daarom is dit wonderlik dat die Here vir ons sy seun gestuur het om vir ons sondes te sterf. Ons kan altyd teruggaan na die Here toe en vir hom vra, Here vergewe my, dat ek nie altyd wegdraai van die verkeerde goed af nie, dat ek nie altyd U volg, dat ek nie altyd gehoorsaam is nie. Dat ons altyd sal onthou, dat ons altyd weer 'n toewyding kan maak en gehoorsaam leef aan die Here. Want ons weet, die Here seën gehoorsaamheid. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, help ons om gehoorsaam te wees. Help ons om na U te luister.
Heer, help ons om weg te draai van alles wat verkeerd is en nie te volg. Heer, maar as U nie ons kom leer dat ons U kan vertrou nie, dan gaan dit vir ons te moeilik wees om weg te draai, Heer. Ons vra daarom dat ons sal groei, dat ons U sal vertrou. Heer, ons vra dat ons gehoorsaam sal wees. Kom maak ons gehoorsaam. Kom herinner ons dat U ons vergewe en dat dit vir ons 'n vreugde sal wees om gehoorsaam te wees aan U. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. En onthou, ons kan God vertrou as hy ons roep.